Hallo almal, die wat ek nog nie gegroet het nie. Ek hoop dit gaan goed met julle. Hier is so 'n paar wat ek nog nie gegroet het, dink ek nie. Ehm julle kan my hoor en julle kan die skerm sien. OK, wonderlik. Moet kyk. Dankie. OK, ja, ek sien nou hierso. OK. Reg, so julle skryf môre die APPM wel en julle skryf dit oor unit 3 en unit 4 wat gaan oor lineêre eerste orde diferensiaalvergelykings. Dis 2.1 se werk in die handboek en dan die existence and uniqueness of a solution of a differential equation. Dit is aan hoofstuk 2.3. Dis reg so, nee. So kom ons gaan kyk wat beteken unit 3. Ons gaan doen so 'n paar somme oor unit 3 en dan gaan julle sien unit 4 se daar's net twee goed wat jy hoef te onthou by unit 4. En as jy dit onthou en jy pas dit toe, dan behoort jy elke keer die antwoord redelik gemaklik te kan kry. So die ding van unit 3 as iets lineêr is, onthou ons het nou 'n hele paar goed en ek wil net noem dat elkene die dosent het hulle flowchart as ek dit so kan stel, maar as jy op die internet gaan soek dan is daar weer iemand anders wat 'n ander tipe van flowchart het. En jy kan dalk jou eie enetjie opmaak of ja, opmaak en skryf en so. So daar's nie eintlik so 'n vaste ene wat universeel gebruik word nie. Daar's maar hier en daar overlap goeters, maar as jy gemaklik is met in jou kop wat jy heel eers gaan doen en so, dan is dit ook heeltemal reg. Yes, Monique, ek sien jy het 'n vraag. Ja, sorry Gustaf, ek weet nie of dit verander het of nie, maar by Unit 4 op ons goeie staan daar transformation of a non-linear DE to a separable DE. Ja, ek weet hier is nog laasjaars in. So julle kan dalk net hierdie jaar sin vir my stuur. So wat sê weer julle sin sê Ons sinne so julle sê sin by daai. As ek dit nie mis het nie, nee. Die unit 5 gedeelte. So skryf jy dit dan oor unit, okay, in die geval, dit wat op die bord is, skryf jy oor hierdie drie goed. Okay. Reg, so as jy oor al drie hierdie goeders skryf, dan gaan ons dan vinnig probeer maak om by alles Meneer, uit te kom. Yes, Willie. hulle sê nie al drie nie, meneer. By ons is dit net, kom ek kyk dit gou weer, chapter 2.1 en chapter 2.4. Nie 2.3 nie. O, okay. So dis dan Ja, net hierdie ek sien chapter en hierdie. 2.3 skryf ons eers oor 2 of 3 weke eers, meneer. Vir een of ander rede. Okay. Okay, Ja. en dis reg. Dan gaan ons nie nou na die uniqueness kyk nie. Ons gaan nou net na die twee goeders kyk. Dis almal gemaklik nou met wat ons gaan doen. Okay. Reg so. So vra jou eers enetjie, die lineêre eerste orde diferensiaalvergelykings. As jy 'n vergelyking het wat so geskryf is, wat lineêr is, onthou nou weer wat ons nou gesê het weer laasweek of 2 weke gelede, wanneer is iets lineêr? Want ek net gou vinnig weer daai definisie hierso kry. Want ons nie kom nou. Lineêr. Ek soek net gou vinnig weer daai definisie. Dit is daai ding wat ek hierso laas keer vir julle gewys het. Kom ek vat hom net hierso op weg. Daar is 'n stukkie. Lineêr is daar's niks snaaks met die eie nie, in kort.
So dis nie sin y of e to die mag y of soos nie. Die x kan enigiets wees. Hierdie ouetjie hierso kon gewees het e to die mag x. Hierdie ouetjie hier kon gewees het sin van ln x of enige weird ding. Maar al jou eie is net of die y alleen of die afgeleides van die y. Ek kan dit nie maal nie. Ek kan nie hierso weer maal met die ding en sulke goeders nie. So dis eintlik waarop dit neerkom. So as jy die vergelyking so kan skryf, dan beteken dit hy is heel moontlik lineêr. Wat doen mens dan? Wel, jy gaan kry eers 'n complementary solution, 'n IC-waarde, wat e tot die mag negatief die integraal van px is, daardie px, dx. En y alleen is dan net y, 'n sekere funksie, maal hierdie IC. Nou, jy wil mos nou die hele tyd weer teruggaan, met al hierdie goeders wil jy teruggaan, so ek kort natuurlik die afgeleide van hierdie. Nou onthou, y is 'n funksie, so eerstens as ek 'n funksie aflei, dan wys ek het hom afgelei, IC, plus y alleen en IC se afgeleide. En dit stel jy dan weer terug in. So daar is die y afgeleide, wat jy instel, hier is die y, wat jy instel, en jy probeer dan net hierdie vergelyking op te los, deur middel van skeibare goed. So ons het dan dit skeibaar gemaak. OK. So ons gaan basies terug na om dit weer te skei. So kom ons kyk hierso na 'n vraag of 2. Kom ons sê hierdie eerste netjie word vir ons gegee. Oeps. Nou daar's natuurlik in die handboek baie verskillende somme wat jy kan gaan oefen. Maar kom ons begin sommer met hierdie netjie. Hulle gee xy afgeleide plus 4y is 2x tot die mag 3. Nou is hy soos in die vorm? Nee, nie heeltemal nie. As ek regdeur gaan deel met 'n x, dan het ek y afgeleide plus 4 1 op x y en dan 2x kwadraat. Is hy nou in die vorm? Yes, hy is. So ek gaan kry gou my IC. My IC is e tot die mag negatief 4 1 op x dx. Dit gee vir my e tot die mag negatief 4 ln x. En dit gee vir my mos x tot die mag min 4. Want onthou, hierdie 4 kon daar gaan staan het, of hierdie hele negatief kon daar gaan staan het, soos x tot die mag min 4. Waar het ek nou min? Wel, daai min was daar. OK. Wat is y dan alleen? Y is y maal die IC, so x tot die mag min 4. Wat is y afgeleide? Dit is dan y afgeleide maal x tot die mag min 4 plus y maal x tot die mag min 4 se afgeleide wat min 4x tot die mag min 5 is. Dan stel hierdie waardes nou terug hierin. Wat gaan mens dan kry? Yes, iemand ek sien iemand het 'n vraag. Yes, Pille. Ja, ek wil net vra net, waar is die voorbeeld dat ek weet dat het van my pelle wat het al laas op wat my oordoen. Is dit nodig dat ons daai IC, of ons dit nou hier as ekstreem mag vier, is dit nodig om dit in te stel daar langs die P? Want baie van hulle wat hulle doen is hulle los dit net so I of I afgeleide IC plus I IC afgeleide. En dan stel hulle dit in die oorspronklike DV in en werk om uit, want hy kom in elk geval uiteindelik op 0. Ja. So ek wil net weet, is dit nodig om dit in te stel soos wil hulle hê ons moet dit doen vir punte, of kan ek dit net abstrakt hou en dit so gaan? Ja. Ek sou sê stel dit maar in. Tensy hulle al iets anders te vir jou gesê het, maar ek sal sê stel dit in. Okay.
Okay, maar ek sal nou vir julle in elk geval wys hoe jy hierdie som op 'n ander manier ook kan doen, maar hulle wil nie hê jy moet nie. Dis maar net vir jouself dat jy vandag kan check of jy reg is of nie, as jy tyd het. Nou, ek sal dit nou vir julle wys. So wat is hierdie vergelyking dan eintlik? Daai vergelyking sê dan eintlik y afgeleide, wat mos nou hierdie storie is. Y afgeleide plus 4 keer 1 op x maal y. En wat is y? Y is daardie. Is gelyk aan 2x tot die mag 2. So nou moet ek moet net basies nou vir y oplos. So ek het y afgeleide, x tot die mag min 4, minus 4x tot die mag min 5y, en dan plus 4x tot die mag min 5y, wat 2x kwadraat is. Ek sien hierdie twee goeders is presies dieselfde, so hulle kanselleer. So y afgeleide, as ek regdeur nou met 'n x tot die mag 4 gaan maal, is dit net 2x tot die mag 6. En hier is ek nou terug by die separable storie. Nou kan ek dit weer skei, maar in die geval is dit darm nie te moeilik om net y te kry nie. Y alleen is net die integraal, so dit is 2 op 7 x tot die mag 7 plus 'n sekere c-waarde. Net kyk, ek klaar geïntegreer, ja, plus 'n sekere c-waarde. So wat is y dan op die einde? Die finale antwoord. Y op die einde is y, wat 2 op 7 x tot die mag 7 is, plus c. Dit alles gemaal met x tot die mag min 4. So dis 2 op 7 x tot die mag 3, plus c keer x tot die mag min 4. Dit is dan y. En daar het ons dan die antwoord. So kan julle sien, die basiese strategie is, kry hom in die vorm. As jy hom so in die vorm het, beteken dit hy is lineair. Kry dan vir yc. Y is dan net 'n funksie maal yc. Kry daai y se afgeleide en stel dan hierdie waardes terug in jou vergelyking in. En dan gaan jy uiteindelik weer 'n skeibare ding hê, 'n skeibare DV's. En dan los jy dit net op. Meneer, Yes, Willie. so hulle sal vir jou vra bereken y, is dit maar net dit. Ja, onthou hierdie Dis wel die vraag, hele module. Ja, hierdie hele module gaan oor ons soek vir y. Okay. Ons soek die oorspronklike funksie. Reg so met dit. Okay. Ek gaan hierso kyk. Kom ons kyk nou nog ene. Dan kyk ons hoe ons nog enetjie kan doen. Ek sien nie dat daar nog vrae is van julle kant af nie. En dan sal ek nou vir julle wys. Yes. Ek het 'n laaste vraag wat ek wil onderweg. Hierdie een van wat ons nou net gedoen het. Volgens die definisie is hierdie nie homogene lineêre DV, want y van x is nie gelyk aan 0 nie. Ja. Okay. So hy is nie gelyk aan 0 nie. Ja. Vir homogeen is dit gelyk aan 0 of dit kan miskien gesien word as 'n funksie in terme van y op x. Yes. Wat ons al reeds gedoen het, ja. Okay. Toe dit reg. Kom ons kyk of ons nog enetjie hierso kan doen. Ek dink net hierso nog enetjie soek. Wat hopelik dalk nie te lank gaan wees nie. So kom ons kyk na hierdie enetjie hierso. So die vraag sê ons moet weer vir y soek. So 4y minus 3x dx plus 5x dy is 0. So dit wil voorkom asof hy een van daai
exact goeders is, wat ons later gaan doen, daai exact vergelykings, of ek dink ons het dit al gedoen, of nee, nog nie. Dis 2.5 en 2.6 se goeders. So ons sal nog per dit uitkom. Maar, ons kan hom bietjie gaan herskryf. As ek nou regdeur met 'n dx gaan deel, dan het ek mos nou 4y minus 3x plus 5x, en dan dy op dx is y afgeleide. Dan het ek, skryf net alles bietjie mooier, 5x y afgeleide, plus 4y is 3x, skryf net bietjie mooier, en deel met 5x regdeur. Dan het ek y afgeleide, plus 4 op 5, 1 op x, y, wat gelyk is aan 3 op 5. Nou is hy presies soos wat ek hom wil hê. So, my IC antwoord is e to die mag negatief, die 4 op 5, 1 op x, dx. Wat e to die mag negatief 4 op 5 ln x is, wat x to die mag negatief 4 op 5 is. Die y alleen is IC, wat beteken y se afgeleide, is I afgeleide, IC, plus I en dan IC se afgeleide. Wat in ons geval, y alleen is I, maal x to die mag min 4 op 5, en dan y afgeleide sal wees I afgeleide, x to die mag min 4 op 5, plus I maal negatief 4 op 5, x to die mag negatief 9 op 5. Ons trek ons net een af. So as ek nou hierdie waardes gaan instel, daarin, dan word hierdie vergelyking, word dan die oukie, plus 4 op 5 maal 1 op x maal y, en y is hierdie oukie, wat gelyk is aan 3 op 5. Soos ek I afgeleide, x to die mag min 4 op 5, minus 4 op 5, x to die mag min 9 op 5, I, plus 4 op 5, x to die mag min 9 op 5, I, wat gelyk is aan 3 op 5. Weer kanselleer die twee, en ek maal regdeur met x to die mag 4 op 5, so ek het I afgeleide, wat 3 op 5, x to die mag 4 op 5 is. En dit is die afgeleide, so dit is nou separable, maar ek kan hom maklik net alleen kry. Sy integraal is dan x to die mag min 'n 5de, en as ons daar deel, wat gee dit vir ons? 'n derde 3 op 5 gedeel deur negatief 1 op 5, so dis negatief 3. Dis afleiding. Kyk, as ons integreer, nee, ek moet met 1 geplus het. So is 9 op 5. En dan is dit 27. Of is dit die derde, dat ek net seker maak. As ons hom nou gaan aflei, die derde, ja, sal die derde wees, nee. Ja. So dis is ons y alleen, is die derde x to die mag 9 op 5, maal IC, wat x to die mag min 4 op 5 is. Ek moes hier so eintlik gesê plus c, so gemaal met c. So dit is dan 'n derde x to die mag
net x ter mag 1 plus 'n derde wag, ek het nou hier so nonsens aangejaag. Hier moes die C gestaan het. En dit alles maal met x ter mag min 4 op 5. So ons het dan 'n derde x plus c keer x ter mag min 4 op 5. En dit is dan die antwoord. Is julle reg? So, die feit van die saak bly net dat hierdie is die belangrikste. As jy hom in die vorm het, kry IC, hierdie y is altyd IC, kry die afgeleider en gaan stel dit terug in en dan sal dit weer iets moois uitwerk. En dan los jy net op soos wat jy nog die vorige paar weke reeds opgelos het. OK. Is almal reg met dit? Nou kom ons gaan nou na die volgende gedeelte toe, wat unit 5 is by my, daai hele ding van die transformasie, wat amper soos Bernoulli se ding is. Het hulle gesê dit is Bernoulli? Het hulle dit vir julle gesê of nie? Hy is oor ons notas gelees het. Sê hulle dit is Bernoulli? OK. Yes, Nou julle kan kyk, en dan sal dit miskien doen as oefening, hierdie twee, wat ons nou gedoen het, kan ons ook eintlik Bernoulli gebruik. En julle sal sien, baie internet sources sal sê, ja, gebruik Bernoulli. Ek weet, die julle dosente by die NWI wil nie julle moet dit doen nie. Ek weet nie hoekom nie, maar jy kan dit eintlik altyd gebruik Bernoulli. En ons sal dit wys, maar kom ons split dit maar in hierdie lineêre goeters wat jy maar op hierdie manier doen, en dan nou die volgende goeters is as dit nie lineêr is nie. Wat gebeur dan? So as jy iets het soos y afgeleide plus pxy, amper net soos wat ons nou gehad het, die enigste verskil is, hier's nou 'n ekstra y. So nou sin het nie daai ekstra y gehad nie. So nou sin was so. Toe was hy lineêr, want daar was niks iets weirds met 'n y nie. Nou is hy nie lineêr, want daar is nou daai ekstra y. Nou net so by the way, hou dit maar in die agterkant van julle koppe. Die vorige ding het ook eintlik 'n y gehad. Dit was net y tot die mag 0. Maar soos ek sê, hou dit in die agterkant van julle koppe. Ons gaan dit nou miskien behandel. So hierso het ons hierdie. Die oomblik as jy dit so kan skryf, of as dit so is, dan moet jy die integrasiefaktor gaan kry. En die integrasiefaktor, dan moet jy so iets in pink highlight. Oeps, daar is 'n bietjie te groot. Hierdie is 'n belangrike getal. En so die integrasiefaktor is dan net e tot die mag die integraal van 1 min n, daardie waardetjie. So moenie van hom vergeet nie, daai pink gedeelte. P tot die mag x dx. As jy daai integrasiefaktor het, dan is y tot die mag 1 minus n, weer eens daai pink gedeelte, moenie van dit vergeet nie, gelyk aan 1 op die integrasiefaktor, wat jy nou net uitgewerk het, maal die integraal van 1 minus n, weer eens daai pink gedeelte, moenie van dit vergeet nie, die q maal x, maal met die ix, dx plus c. En dan kry jy antwoord. En dis dit. Dis al wat jy eintlik hier hoef te ken. Waar die q is hier, die i is hier. So dit is dit. Nou kom ons kyk om 'n paar somme te doen. Hoe gaan ons dit doen?
Moet hierso kyk. So dit is al hierdie Bernoulli goeders. So kom ons kyk sommer hierso na die eerste enetjie. So hulle sê y afgeleide plus 3x kwadraat y is gelyk aan 4x kwadraat y tot die mag 2. So dadelik kan ons sien, dit is nie lineêr, want die y is tot die mag iets. Hy is nou reeds in die vorm, wat ek graag wil hê hy moet wees. So my n is 2, wat beteken 1 minus n is min 1. Want daai 1 minus n pop 3 keer op. Daar en daar. So dis omdat ek sommer klaar net vir myself ergens neerskryf wat is 1 minus n. Dat ek nie 'n fout maak as ek te vinnig wil werk nie. So die integrasiefaktor is e tot die mag die integraal van min 1, daai pink gedeelte, en px, wat 3x kwadraat is, dx. So dis e tot die mag negatief x tot die mag 3. Dit is my integrasiefaktor dan. Dan is y tot die mag, daardie 1 minus n, daai pink gedeelte, wat min 1 is. So dis y tot die mag dit. Dis nie die hoeveelste afgeleide nie, dis net y tot die mag dit. Dit is dan 1 op hierdie waarde. Yes, Renier, ek sien jy het 'n vraag? Meneer, ek het net gehoor, waar het meneer die negatief gekry by die integraal, daai integraal? Waar kom die negatief vandaan, meneer? Dit is die 1 minus n. O, is dit die negatiewe n? O, okay, ek spyt, dankie. Jy sien. So dis hoe moet ek sommer Okay. dadelik daai gaan skryf. So kom ek haal dit op maar net. Dis daai pink gedeelte. En hier is ook daai pink gedeelte. Daar's daai pink gedeelte. En dan het ek, dit is 1 op hierdie storie. So 1 op daai gaan my net vir my gee e tot die mag 3x. Maal met die integraal van weer daai pink gedeelte. En dan q wat 3x kwadraat is. En dan i wat e tot die mag min x tot die mag 3 is. dx plus c. So kom ek highlight maar net weer alles wat ek doen. Dat almal kan sien waar ek trek en wat ek doen. En dan daai blou gedeelte is daai gedeelte daar. En nou moet ons net dit doen. Nou moet ons net dit gaan uitwerk. So ons het e tot die mag x tot die mag 3 en dan die integraal van negatief. Sorry, Gustav. Yes. Is dit nie 4x kwadraat nie? Ag, sorry. Dis die 4, daai bloue moet die 4x kwadraat wees. Daai is mos die, daai was die groene wat ek nou gehad het. Daai groene en daai groene stem ooreen. Hierdie blou is die enetjie hier. Daar's hy, dankie. So dis die integraal van 4x kwadraat e tot die mag min x tot die mag 3 dx plus c. Nou moet ons van ons moet net hierso gaan kyk hoe integreer ons hierdie storie. Nou hy lyk baie bekend want hierdie ouetjie se afgeleide is hier teenwoordig in 'n mate. So as jy byvoorbeeld as jy nou substitution wil gebruik, as jy i negatief x tot die mag 3 maak, dan is di negatief 3x kwadraat dx. So negatief 1/3 di is x kwadraat dx. So jy kan basies hierso net sê is e tot die mag x tot die mag 3
En daai integraal se waarde, as jy dit nou miskien wou omgevat het, is -4 en dan maal -1/3 DI basies plus C. Jammer, en E tot die mag I. Ek skryf dit so. E tot die mag I maal -3 dx. Soos E tot die mag x tot die mag 3 en dan eintlik maar net die integraal van 4/3 nie dx nie, di 4/3 e tot die mag I di plus c. En dan werk ons hom net uit. Hierdie sal wees e tot die mag I 4/3 plus c. En as ons nou terug gaan instel, dan kry ons e tot die mag x tot die mag 3 van 4/3 e tot die mag negatief x tot die mag 3 plus c. Want dit was als y tot die mag min 1. So y tot die mag min 1, as ek dit net gaan instel, of inmaal, dan kry ek 4/3 plus c keer e tot die mag x tot die mag 3. So uiteindelik is ek amper klaar. Y alleen is dan net 1 op hierdie hele waarde. 1 op daardie hele waarde. Jy kan nou regdeur gaan maal met 3 om dit dalk nog mooier te hê, maar is nou nie nodig nie. Maar as ek bo en onder maal met 3, dat ek 3 bo 4 plus 3c e tot die mag x tot die mag 3. Dan lyk dit net bietjie mooier. Maar kan julle sien, ons het net hierdie toegepas. Presies wat hierso staan, het ons net toegepas. Nou, ons sal nou nog so som doen. Ek wil net eers vir julle wys, sê maar een van die voriges wat ons gedoen het, hoe ons ook hierdie eintlik kon gebruik het, maar moet dit asseblief nie gebruik nie, want hulle gaan vir nie julle punte gee nie. Ek wys maar net vir julle as julle miskien vashak of vasbrand ergens, wat julle kan net gou check. Want hierdie metode is natuurlik baie vinniger as die vorige metodes wat ons by die vorige unit gebruik het. Kan ek aangaan van hierdie bladsy af? Is almal reg met hierdie som? Ok, sê maar net vir my as ek moet teruggaan na iets toe. So ek wil net vir julle wys, so wat ek nou, ek gaan alsomme net in rooi doen aan die regterkant, so moet dit asseblief nie in môre se toets doen of so nie. Ek wil net vir julle wys dat ons tegnies ook dieselfde kon gedoen het. As ek hierdie gehad het, hierdie hierso, en ek wil dit oplos, maar ek wil Bernoulli gebruik, dan staan hier soms eintlik y tot die mag 0. Wat beteken, my n is 0, wat beteken 1 minus n is mos 1. So as ek my integrasiefaktor gaan kry het, dan is dit e tot die mag die integraal van 1 keer die px. En die px is daai 4/5, 1 op x, dx. En dit is e tot die mag 4/5 ln x, en dit is x tot die mag 4/5. Dan is y tot die mag 1, daai pink gedeelte, is 1 op hierdie storie, wat eintlik maar net x tot die mag min 4/5 is, maal die integraal van daai 1, daai pink gedeelte,
en dan die kie wat 3 op 5 is en die EX wat x ter mag 4 op 5 is. EX plus C. Soos x ter mag min 4 op 5. Daardie integraal het ons nou ook gedoen. Dis x ter mag 9 op 5 en 'n derde plus C. So as ons inmaak, kry ons 'n derde x tot die mag 1, wat ek nie gaan skryf nie, plus C x tot die mag min 4 op 5. En dit is mos wat ons nou gehad het. Soos julle kan sien. Hierdie waarde wat ons nou gehad het, is presies daai antwoord. So, tegnies hoef mens nie al hierdie goeders te doen nie, maar hulle gaan nie vir jou punte gee nie, jy moet ongelukkig dit maar so doen. Ek wys maar net vir julle dat die Bernoulli, as daar nie 'n y is nie, is daar tegniese y net tot die mag 0. En dan kan jy vinnig, jy kan dalk dit met potlood ergens op 'n rofweg papier of iets doen, net om te sien wat jy weet die antwoord moet wees. En dan doen jy dit maar soos wat hulle wil hê jy moet dit doen met die vorige eenheid se werk. Almal reg. So hierdie was net ter verduideliking om te wys dat dit wel ook werk al is dit lineêr. OK, kom ons doen nog eenetjie wat inderdaad nie lineêr is nie. Weer eenetjie wat hulle dalk op 'n ander vorm vir ons gee. X kwadraat uit tot die mag 4 minus 1 dx plus x tot die mag 3 uit tot die mag 3 dy is 0. So, ons het hom eers probeer skryf in die vorm wat ons van hou. So as ons regdeur gaan deel met 'n dx, dan kry ons x kwadraat uit tot die mag 4 min 1 plus x tot die mag 3 uit tot die mag 3 y afgeleide. So, net om dit 'n bietjie te herskik. Ons dan dit. Kom ons kyk of ons hierdie ouetjie gaan oorvat of gaan ons om daai kant toe vat, here. Ek gaan al hierdie goeders dalk aan die ander kant toe vat. Of kom ons los een maar hierso. So dit plus x kwadraat uit tot die mag 4 is gelyk aan 1. Ek gaan nou regdeur deel met x tot die mag 3 uit tot die mag 3. Dat ek y afgeleide plus x tot die mag min 1 y wat gelyk is aan x tot die mag min 3 y tot die mag min 3. So nou het ek hom presies hoe ek hom wil hê. Daar's die px, hierso is die qx, hierso is my n, so als het ek nou hoe ek het wil hê. So my n is min 3, wat beteken 1 minus n is dan 4. So die pink gedeelte wat ek nie moet vergeet nie, hy kom op 3 plekke voor, is daai 4. So ons moet nie van dit vergeet nie. So my integrasiefaktor is e tot die mag die integraal van daai pink gedeelte en dan px wat x tot die mag min 1 is dx. En dit gee my e tot die mag 4 ln x wat x tot die mag 4 is. So net om weer te wys daai pink gedeelte, daar kom hy voor.
en hy gaan nou weer voorkom. So y tot die mag daai pink gedeelte, y tot die mag 4, is 1 op ix, soos eintlik x tot die mag min 4, maal die integraal van daai pink gedeelte, qx, wat x tot die mag min 3 is, daai blou gedeelte, en dan ix, wat x tot die mag 4 is, daai geel gedeelte. En daai is die blou gedeelte. dx plus c. So ons maal dit net in, of ons moet dit eers integreer. Daai is maar net die integraal van x, so dit gaan net wees, is 4x kwadraat se integraal, so dis 2x kwadraat. Ag ja, maar dit was net 4x se integraal wat 2x kwadraat is. En as ons dit inmaal, kry ons 2x tot die mag min 2 plus cx tot die mag min 4. Maar onthou, dit was y tot die mag 4. So daarom y alleen is dan die vierkantswortel, as ons nou y alleen moes gekry het, is dan die vierkantswortel, ag ja, maar die vierde magswortel. Omdat die vierde magswortel is, kan dit miskien plus en min wees, van 2x tot die mag min 2 plus cx tot die mag min 4. En daar het ons vir y alleen gekry, deur net gebruik te maak van Bernoulli. Is julle reg? En dit is dan hoe die twee verskillende goed werk. Die een, as dit nie lineair is, as dit lineair is, maak jy net van die gebruik. En as dit nie lineair is nie, dan maak jy van hierdie Bernoulli storie gebruik. Maar soos ek nou vir julle gewys het, eintlik kan hierdie Bernoulli storie eintlik altyd werk, maar moet dit maar eerder nie doen nie, want dan gaan jy nie jou punte kry nie. Ok, laat ek kyk. Dit is unit 2.4. Yes, iemand het 'n vraag? Yes, Billet. Ja, ek wil meneer vra, want ons Bernoulli wat ons in die klas geleer het, is amper presies dieselfde as die storie van ons sê y is gelyk aan y, maar met y komplementêr. En hy gaan 'n bietjie langer aan. Maar ek wil net meneer vra oor kom ons hierdie meer soos die korter manier kan gebruik, ja, dit is tog wiskundig reg. So ons sal ons nie punte kry vir swets. Ja, dit gaan my verstand ook te bowe dat hulle dit nie wil regmerk nie. Ja, hulle sal sê dat as jy hierdie gebruik, dan moet alles perfek reg wees, die antwoord moet reg wees, dan sal hulle eers jou punte vir jou gee. Hulle gaan nie saam met jou fout merk nie. Maar om nou weer met eie en seker goeders te doen, mens kan dit seker doen, dit vat net vrek lank. So hierdie is, as jy dit op die internet gaan soek en omtrent almal gebruik hierdie metode. So is my snaaks dat hulle nie dit wil regmerk nie. Ek kan dit ook nie verstaan nie meer, want hierdie is 3 stappe teenoor die 4 of 5 wat aan die linkerkant is. Dat het geen fout gehad met hierdie metode of die linkerkant is baie groter as wat jy gaan doen met, want dit is letterlik 2 formules vir die reeks, so dit kan nie. As jy nou regtig in 'n pinch is en jy weet nie wat om te doen nie, dan ja, ek kan dit verstaan nie. Ja, maar die manier hoe dit eintlik wil hê jy moet dit doen, is hulle wil mos nou jy sê jy moet dit split. So, kom ons kyk dalk na, as ons nou nie hierdie opsie gebruik nie, en ons wil dit nog steeds doen, dat hulle daarom ons
punte vir ons gee, dan moet 'n mens mos nou, want dit is tog wat die hele gedeelte van die naam is, transformation of non-linear to separable. So hulle soek die separable. Hulle wil nie eintlik hê mens moet sê maar noodwendig heeltyd van Bernoulli gebruik nie. So kom ons kyk dalk na 'n vraag en ons doen dieselfde ding, die keer net nie met Bernoulli nie, maar eerder met die hele separable storie. So, yes, Renier. Ja, maar meneer, ons skryf oor daai homogeen nie-lineêre DV's ook. Ek sien hy's daar aan die einde van ons leereenheid 0.4 wat ons gedoen het in die klas. Sal meneer omgee as ons dalk aan die einde van die klas net gou deur daai goeie ook kan gaan. Wat is dit? Dit is die? Ek sal vir meneer 'n foto stuur. Dit is die nie-lineêre. Hulle het soos 'n manier wat hulle hom ook doen. Waar hulle soos nee, ek dink is half 'n theta wat hulle of nie 'n theta nie, 'n alfa wat hulle in vervang. Wel, net om te kyk Om of die hy funksie op te los. okay, Die ja, stuur vir homogene my. funksie, ja. Okay. Ek sal die ding wat ons in elk geval nou gaan doen, gaan soortgelyk wees aan dit. So, kom ons kyk gou na hierdie netjie hierso. Hulle sê y afgeleide is y plus x e tot die mag min y op x op x. So ons kan nou seker mooi gaan skryf en dan sien ons hy is definitief nie lineêr nie, want ons het e tot die mag y. Nou wat ons kan doen is ons kan vir onsself sê as ek y x gaan maak, dan is y se afgeleide y afgeleide x plus y x afgeleide. Nou kom wil ek dit doen. Ek wil dit doen want hulle wil jy sê ek moet dit kan split in separable. Ek moet dit kan skei. Want dit beteken y is tog 'n funksie van y op x en dit bring ons terug by daai gedeelte wat ons vroeg in die jaar gedoen het, wat ek vir jou gesê het, as die ding homogeen is, wat beteken dit kan as 'n funksie geskryf word van y op x of so, dan pas ons maar net weer eens daardie toe, presies wat ek net geskryf het. Okay, x se afgeleide is eintlik maar net 1. Dan pas ons daardie toe en dan is ons weer terug by separable. En dit is dalk wat hulle eerder meer sal wil hê as wat jy noodwendig Bernoulli gaan gebruik. Nou kom ons doen dan so enetjie so. So hierso staan eintlik as ek nou gaan invervang, staan hierso y afgeleide x plus y, want dit is wat y afgeleide is. En daarso staan y is mos nou yx plus x e tot die mag min y op x. Maal regdeur met x dalk, of ons kan na bo, en aan die regterkant kan ek regdeur net deel met x. So ek het y afgeleide x plus y is y plus e tot die mag min y. Ek sien hierdie i's kanselleer ook uit. En ek het eintlik net y afgeleide x is e tot die mag min y. So hier staan eintlik dy op dx is e tot die mag min y. So e tot die mag y dy is 1 op x dx. En dit is presies wat hulle wil hê. Hulle wil hê jy moet 'n nie-lineêre stelsel omskakel in 'n skeibare storie. En dan moet jy maar gebruik maak van daardie homogene gedeelte wat ons aan die begin van die jaar vandag na gekyk het. So nou kan ons integreer. So ons het ln x plus c en hier sit ons net e tot die mag y. Wat beteken y
is, ons kan ons net 'n lin vooraan sit. So I is dan net lin van lin x plus c. Maar onthou nou, wat was I? I was I op x. So I op x is ln van ln x plus c. So uiteindelik, wat is I? I is x ln x plus c. En daar het ons hom dan. So om net vanaf op te som wat ons tot dusver gedoen het, dat ons nou nie te mekaar raak of verward is of so nie. Ons het heel eers gekyk na daai gedeelte wat ek sê, as dit is y afgeleide plus px maal y is gelyk aan qx. Toe het ons mos nou gesê, ons kry yc wat ons kry yc wat maar y is ic, of skryf ek nou verkeerd, dat ek net doodseker maak. Die y is I maal yc. Eers moet ons net weet wat yc is. Yc is daai e ter mag negatief integraal van px dx. Dan is y net bloot iic. Dan moet jy y afleide kry, wat i afleide yc is, plus iic afleide. So dit doen jy as dit 'n lineêre enetjie is, 'n lineêre DF is. Dan as dit nie lineêr is nie, dan sal ek gebruik maak van die Bernoulli ding. Die Bernoulli ding wat, so kom ek sê die so uit mag hê. Die Bernoulli ding wat jy die 1 min n moet kry, dan het jy jou integrasiefaktor wat daai e tot die mag die integraal van 1 min n px dx is, en dan jou y tot die mag, daardie waardetjie is 1 op ix maal die integraal van 1 minus n en dan jou qx maal met jou integrasiefaktor en dan dx plus c. Wat baie vinnig is, en jy kom baie vinnig by die antwoord uit. Maar nou met die oog op môre se toets, en miskien as hulle nou snaaks gaan probeer wees, wil hulle nie noodwendig hê jy moet hierdie ouetjie gebruik nie. Nou wat doen mens dan? Dan doen jy die ding wat ons nou net, die som wat ons nou net gedoen het. Wat jy op 'n manier die y as 'n ix gaan skryf. En jy gaan probeer alles in daai funksie te kry van y op x of x op y. Sodat jy net met i's, kom ek sê hierso, sodat jy net met i's werk en met x'e. I's en x'e. Hoekom? Want op die einde sal jy dit dan kan split. Ietsie te doen met x, ietsie x, ietsie y. En dan kan jy integreer, want jy het mos dit nou geskei. En oomblik as dit skeibaar is, dan gaan jy net weer terug na die werk toe wat jy nog heeltyd gedoen het. Maar as dit vir my hartseer, want hierdie een opsie, hierdie een metode, werk met hierdie tipe van vrae, en natuurlik hoef jy dan nie hierdie eers te doen nie. Maar hulle gaan nou nie noodwendig punte gee nie. So, doen hierdie as dit lineêr is. As dit nie lineêr is nie,
jy kan dalk hierdie gebruik om vinnig die antwoord te kry, maar probeer dan maar eerder gebruik te maak van hierdie funksie wat jy gaan instel, sodat hy uiteindelik skeibaar is, soos wat hulle wil hê jy moet doen. Maak dit vir almal sin wat ons vanaand gedoen het en hoe die verskillende metodes in mekaar inpas. En dit is nou, ek sien nou daai ding wat jy vir my gestuur het, Renier. Dit is nou waar hierdie gedeelte dan inkom. As dit 'n funksie is van x en y, en ons kan eintlik maar net alfa half uithaal, dan kom stelling 1 in wat sê skryf dit as daai funksie soos ek hierso geskryf het. Ek het hom net nou geskryf as y is ix, maar y is tog mos maar dan net y op x. En dit is 'n homogene storie en dan is ons weer terug by die hele homogene gedeelte wat ons hom gaan skeibaar maak. Ja, dankie baie meneer. Nee, dis al vreemd dat ons nie dan makliker metode mag gebruik nie. Dink meer hulle sal glad nie punte gee nie of net vir die antwoordpunte gee. Wel wat ek al in die verlede gehoor het is, as jy van dene gebruik maak, dan moet jou antwoord op die einde presies reg wees. Want dan hulle kyk net sê maar na die antwoord op die einde. As hulle sien dit is reg, dan gee hulle sê maar jou volpunte vir jou. Maar as jy jou antwoord op die einde nie reg is nie en jy het hierdie metode gebruik, gaan hulle nie vir jou na jou stappe kyk nie. Dan kry jy sommer 0 uit 10. Want hulle wil eintlik hê jy moet dit op die manier doen. Ja. Dis al 'n bietjie van 'n So- gamble om dan te gebruik. Ja, so as jy 100% confident is dat jy definitief die antwoord gaan kry, dan skiet vir die ouetjie. Maar ongelukkig, soos ek sê, ek weet nie hoekom doen hulle dit nie, want enige ding wat jy op die internet gaan soek, maak gebruik van hierdie van daai ding. Maar gaan oefen, maar ek dink daarso, ek dink amper die somme daar agter die handboek by 2.4's exercises is klomp sulke somme. Veral hierso van 7 tot 11 sien ek nou en so. So gaan doen al hierdie somme dalk vanaand as jy tyd het. Gaan doen dit op die manier wat hulle wil hê jy moet doen, wat ons hier gedoen het. Wat jy eintlik maar net die homogene ding oplos, wat jy y op x se funksie probeer kry. En skei hom, skeibaar, integreer al twee kante, kry die antwoord. En dan kan jy dalk net jouself toets met hierdie kort manier of jy wel ook by daai antwoord uitkom. Is julle reg? Is daar enige vrae van julle kant af? Niks nie. OK, maar sterkte dan vir môre se toets. Laat weet as jy enige spesifieke vrae het. En ja, dan help ek graag. Totsiens julle. Lekker aand vir julle verder.